Daarom het ons gaan nou verdink aan een met jou, jy bly net die ding nog steeds deel van die gesprek is. Baie dank. Wat jy gesê het, ek het gesien hoe reagerings, dat het sê, ons saam betuig, het ons dat ook ons reserves. Wat het ons dit kan hoor by iemand, wat dit aan die lijf steek. Nou gaan ek verdink kans gee, en sy gaan ook met ons deel van 'n ander wêreld voordeel, maar deel van ons eie wêreld. Dit as dan is dat nie pas. Baie dankie. Dries, dankie vir jou eerlikheid. Dankie vir jou deel van jou storie. Ek dink deel van wat jy vir ons gesê het vanoggend is dat geen enige storie kom sonder pyn. Elke een van die stories wat ek gehoor het oor die laaste 12 jaar wat ek voltyds in die EDV wêreld werk, elke storie is verskillend. En dit moet ons hoor. En elke storie is 'n storie van pyn. Ek wil toch ook 'n bietjie van 'n ander storie as Dries vertel. As ek vir Dries luister, is al verskriklik baie goed wat ek amper charismaties Jan Alwyn wil sê in my hande in die lug gooi. Maar daar is ook goed wat ek wil sê, dis nie die hele storie. Dis sy storie, dis deel van die storie, maar dis nie die enigste storie. En ek dink as ons by die punt kan kom wat ons kan mekaar sê, enige epidemie is 'n hoogs komplekse situasie en is 'n hoogs komplekse storie van 'n wetenskaplike punt, maar ook van 'n menspunt af. Dan is al ver gevorder. UNAIDS praat op die oomblik van know your epidemie. Die virus en die epidemie homself ook waarvan so goed is. Dis wat mense gaan sê. Ek vertel dat ons 'n storie by 'n poscongres en dat sit aan die tafel by my postdoctorale navorser aan die Universiteit. En die ou vertel my van die virusbiografie en hoe die kapsels werk en hoe die virus aankom en al die tegniese gebruik opspin later. En net so voor hy my weg afloop, sê hy dat ek nog met die which you want it. En dis juist omdat ons weet, Sunny slaap al vir 20 jaar met iemand met NFP en sy het nie gekry. Ons weet, Pietie het een nacht rondgeslaap en hy het gekry. So hierdie, en dit omdat daar baie komplekse stel goed gebeur wanneer die oordrag plaasvind. Die hoogte van virusstelling by die persoon wat die virus het. Die omstandighede van die persoon wat geïnfekteer word. Vrouens is baie meer vatbaar vir die virus as mans. Sy het vir ons biologie. Ander siektes, soos veneriese siektes wat Dries geneem het, maak jou kans om vir virus oordrag dramaties voor. Daar is ook sekere seksuele praktyke, soos bijvoorbeeld duo seks of dry seks, wat een sekere kultuur beoefen word wat jou risiko verhoog. Die hele ding rondom 'n undetectable virusstelling waarvan Dries gepraat het en wat die droom is van behandeling. Sê baie navorsers nou vir jou, jy moet nie kondome gebruik as jy undetectable virusstelling het. Want die hoeveelheid virusse wat teenwoordig is te laag om oordrag moontlik te maak. Ek sê altyd vir mense, dis iets wat jy, jou maat en jou dokter met mekaar moet uitlaat. En julle moet besluit watter vlak van risiko vir julle reg is. Dis nie iets wat enige een van ons vir iemand anders kan besluit. Daar is ook 'n baie interessante ding oor mense wat sy toestand nie vererger. Die wetenskaplike term is long-term non-progressive. Ons weet verskriklik baie wetenskaplik van hierdie virus. Ons weet verskriklik baie nog.
So, hulle verstaan nie dat hulle praat van 'n spesifieke genetiese afwykings TCR5 wat mense maak dat hulle die virussindroom aanhou. En dit is een van die areas wat by navorsers verskillend opgewonde is oor om te kyk of ons wat hierdie ouens doen kan op 'n manier herhaal en wat gebeur in almal wat met die virus lewe. Daar is vreeslik baie ouens wat sê ek een van die goed wat ek ook so 'n bietjie bevraagteken rondom ARV's in Afrika en kyk selfs in die vroeë jare. Navorsing sê Afrika is beter met adherence, die medikasie op die regte tye neem as Europa of Amerika. En dat is veral in die vroeë jare beter. En dit is 'n baie interessante storie. Want op daai stadium was daar al verskillende tipes medikasie in die noorde beskikbaar en Suid-Afrika het een gehad. So as jou medikasie fail, as jy weerstandig raak teen die medikasie of jou virus weerstandig raak, jy raak weerstandig, dan het jy nie ander opsies. So vir baie mense was hierdie so belangrik dat hulle baie streng gehou het by medikasie. Hoe meer medikasie beskikbaar raak, hoe meer casual raak mense. En jy dink dat is 'n opsie. So baie interessante goed. Ons het nie genoeg tyd om oor naaste by alles te gesels wat ek graag sou wou gesels nie. Ek sou wou vra hoe dit op kind oordrag, die verskillende maniere waarop 'n kind kan geïnfekteer word. Dit is heeltemal reg, as die ma nie positief is nie, kan die kind nie geïnfekteer wees. Die ma moet eers geïnfekteer wees voor die kind positief kan wees. Daar is verskillende maniere waarop dit kan gebeur. Dit kan in die swangerskap gebeur, en veral wanneer die ma geïnfekteer word terwyl sy swanger is. Want in die vroeë tyd van jou infeksie, jou weerstelling, is baie hoog voor jou liggaam teen jou handels begin maak. So, maar ook tydens die bevalling, soos Dries genoem het, wanneer daar bloeding of skeertjies betrokke kan wees, maar ook tydens borsvoeding. En die betrekking van moeder tot kind oordrag is een van die wêreldse goeie stories. Dit is regtig een van die goed waaroor ons hier kan krijg, is dat maas die vandag nodig het, dat positieve maas die vandag nodig het om positieve kinders te doen. Aanvankelijk het hulle gepraat van in 'n baie gesonde ma, onder ideale omstandighede is dit risiko so 20%. So nie alle babies van positieve maas was positief nie. Maar as die ma nie gesond is nie, of 'n hoë weerstelling het dit soveel as 40% gegaan. En baie lande van die wêreld het dit geneem ook in Suid-Afrika. En dit is vir my een van die onderwerpe van ons kerk. Dit is praat van sy doodsvonnis. Ek het soveel vriende wat in dieselfde tyd hierdie doodsvonnis gekry het. Party vertel stories soos Liesen, party vertel stories van ARV's en hoe hulle weerstelling undetectable geraak het om spoor daarvan te doen. Juist met ARV's. Oor die hele kwessie van die amper sê nou die shocks, en ek praat nie van 'n rugby span nie, die finansiële shocks en die farmaseutiese bedryf, ek stem nou 100% saam met jou. Ek wil net vanaand praat. Dit is eintlik so ekonomiese siekte was tot inflasie uit. Aanvankelijk was die CD4-tel wat die cut-off was 305. De wissing is iets tussen 500 en 1500
En dan, dit is die ou siening wat ek moet doen. Die ou siening het dan van 500 af, sê HIV positief, en dan kom jy by 350, in die ou tyd, 350, dan kan jy ook in ARV's gee. En toen het daar inflasie uit, dat het nie genoeg ARV's gekoop, maar net 200. En excuse net maar anders. Dit was eerst 200 geweest. Het is redelijk ziek man. 200, soos jy die 4-telling geweest. Dus nou op van 350 toe, en dan gee hulle baie vroeger. Gee hulle vir ARV, dan nog net meer gekoop. Ek hou maar daarvan goed, maar jy kan het sien, as ek wat meer vir julle wil noem, is, jy praat nou van die mense hanteer het beter as ander. Die 5 ouens wat ek van praat, hy het na my gekom en dan sê hy vir my, you don't have ID. You are HIV positive. Jy sien die traditionele siening is HIV, koue, hy is 'n streep. Maar een beetje het ook die siening, jy dit nog, dat is 2 verskillende siektes. Maar dit is wel baie nou gevind, en het feit waar ek 1-6 virus, wat baie in varkvleis vlug, en al die iets ook net dit varkvleis vlug. Dit is feit waar ek 1-6 virus, wat weet wat jy nodig het om oor te gaan vanavond, en na eigen. Dit is een theorie, ek noem van so ver as wat ek weet. In my geval, ek het het met mense nog jaar. Raak in die 20. En ja, gaan aan, sonder die enig moet sy. En wat hy het daai dag van gesê, ek is nie positief, maar ek het eens gehad, en sy het hulle 4 jaar geplaat. So ek weet, mense moet goed bewus wees van die ander sienings, alternatieve siening, en dan moet jy van die dag, jezelf die waarheid. Ek het net ook al, en daar moet ek my baie eerder op die tafel sit, mense gesien wat kankerbos, koloniale silver, die gewichtsbehandeling ondergaan het en doorgaan. Ek is regtig oortuig daarvan dat al het ek groot vrae oor die farmaseutiese industrie en hulle prysklasse en die manier waarop hulle pryse vasstel, het ek ook nie dosyne en honderde Lazarus gesien as gevolg van ARV's. So ek en Lies gaan beslis verskil oor die waarde van ARV's. As mens praat oor die farmaseutiese industrie, praat ek baie saamkom, en ek glo deel van die hantering daarvan is dat ons ander mechanismes moet kry om mediese navorsing te befonds. En dit is een van die goed wat ons aan werk saam met die organisasie met die naam van die Ecumenical Advocacy Alliance, wat lobbying doen oor hoe sit ons een mechanisme wereldwijd in plek, dat ouens nie patente vasthou en maniere om medikasie te vervaardig vir hulle selfhou terwille van finansiële voordeel. Maar ek is baie betreffend. Ek lewe nie die werkelijkheid soos dienst, maar soos ek gesê het, my laaste 12 jaar is aan navorsing oor HIV toegewy, dat vir baie mense, en ek wil sê vir die meeste mense met HIV, is ARV's die antwoord. En is vroege behandeling die antwoord. Die farmaceutiese firma sou wel 'n voordeel in vroege behandeling gesien het, maar die skade aan jou immuunstelsel, hoe laag jou CD4-telling gaan maak dit voordeel om vroeger te begin. Die ander ding is ook, Dries het gepraat van die undetectable viral load, en ek het genoem dat dit
maak dat mens, hulle praat op hierdie stadium van 99.6%. Ek weet nie hoe hulle by daai statistiek uitgekom nie, maar jou kans om die virus voor te dra val baie dramaties. So een van die voorstelle is dat hoe meer mense ons gaan kry om hulle virusstelling undetectable te kry, hoe minder oordrag sal plaasvind. En dit is deel van die wêreldgesondheidsorganisasie se vir vroeë behandeling. Soos ek gesê, daar is soveel goed wat ek sal oor gesels. Is daar iets spesifiek wat jy wil hê ek moet nog miskien betrap aan ons program of gaan ek eers antwoorde vra? Ek dink ons moet eers die punt daarop vra. Dit is 'n ding sê net hier maar. Sal weer vir my jare dat skies ek baie oor onderraad sê dat dit sny so met die onderraad wat ek onderraad gaan afdeel. Dis eintlik nie so seer vrae nie, dis net opmerk en dis wat ek by jou iets op interessant is. Wat was so was ons in reeks advertenties wat gesê nie voor op die HIV-free generation. En dit wat uitgebeeld is elke keer spesifiek swart persone wat in advertenties gespeel het, maar dit het elke keer uitgebeeld dat die eindige probleem waarmee ons sit is steeds mannelijke dominantie van die vrou. Die feit dat die vrou nie regte het, vooral in die Afrika-kultuur, wat ek ook die situasie van waar die man die vrou beveel om die swaarvraag uit te dra. En dan in die volgende snit dan keer die rol op. Of die situasie waar die vrou thuis kom, sy is gebeurd en sy het gewerk. Maar nie so lang die koste maak en die vreemde eindelijk is. Vooral in die Afrika-kultuur. En in die Afrika-kultuur is die man die baas en die vrou is sonder baan. So, die punt is, waar ek wil uitkom, ja, losbandigheid speel 'n rol, dis waar. Maar, nie die ding wat jy noem van die meisie wat skool toe by, die taxi, bestuurder, wat daar uit. Die probleem is minachting van die vrou. Dis hoekom dit gebeur. So dis waar dit eintlik aangespreek word. Hoe kom jy dit? Want ek sal vir jou dis beslis so. Wêreldwyd, maar veral in Sub-Sahara Afrika, is die groep waar nuwe infeksies nog steeds klim, meisies is die 5 Ek dink 47% van nuwe infeksies is nou in daai ouderdomsgroep en iets so 70% van dit is non-vroue. En dit gaan oor magte. Dit gaan oor nie my quote nie. Ek sal vir die statistiek kry as jy hulle wil hê, maar dit lê daar iewers. Dit gaan oor die weg om meer te sien. Dit gaan oor die weg om en nie net om meer te sê nie, maar om te verstaan dat ek die weg het om meer te sê. Wat dieper is as om die weg te hê om meer te sê. Ons samelewingssysteem is nog so gevestig in die ding dat seksuele besluitneming lê by man. Ons praat hier van 2006 af. Ons het nog altyd in ons kursus gender en geslagsverhouding genoem. Maar ons gedink so van ons het dit aangespreek. En toe het ons 'n refresher noem ons dit 'n verfrissende vergadering met opgeleide fasiliteerders. So dit is nou ons mense. Hulle weet nie, hulle sou kan, hulle tikkie logies. En ons het soos altyd nie genoeg geld gehad nie en in 'n redelike primitiewe plek gebly en my kollegas sê, sal elkeen net sy woord was as ons klaar geëet het. En hierdie Oos-Kaapse doen in die proef. Om dit dat ons van ons verwacht om 'n woord te was, van dit is 'n vrouwtjie. En ek verklaar vir jou Bybels. Ons het 'n ander werkvinkel gedoen waar ons praat rondom gendergeweld, geweld binne die gesin. En die paard, nou dit was, kan ek daarom sê, was 'n bietjie moeilik, en die paard sê steeds sy hand op en hy sê, do you mean I'm not allowed to meet my wife?
Nou weer eens. Moet jy nou weer 3 keer wegkrijg en dan sê, yes, that's what I said. En hy verklaar vir jou, dat die man se rol is om die discipline van sy huishouding te handhaaf en dit beteken dat hy sy vrou moet slaan. Die Bybel sê hy moet sy vrou slaan. So daar is verskriklik baie goed wat in ons theologie lê, wat in ons kultuur lê, maar nog baie. Ons het 'n epidemie van geweld teen vrouens. Nie in Suid-Afrika nie, in die wêreld. Wie wat my ken, weet ek is elke donderdag van my lewe in swart. Dit is 'n internasionale veldtog teen geslagsgeweld met die naam van Thursdays in Black. En ons dra net in 'n swart klere en 'n wapenkie om gesprek oor te maak. Dis 'n baie lang ander storie, hier so Thursdays in Black pamflet as jy belangstel. Maar navorsing aanvanklik die eerste internasionale volksvolkreis, Suid-Afrikaanse volksvolkreis, was daar altyd hierdie assosiasie gemaak tussen gender-based violence en HIV, maar dit was 'n direkte assosiasie. Verkrachting is geweld, daar's bloed, daar's trauma, met ander woorde, jy is blootgestel aan die virus. Maar die navorsing sê nou vir ons, 'n vrou wat ooit in haar lewe seksuele geweld gehad het, se risiko om IDP is dubbel. En dit is oor wat dit aan jou kop doen. Dit gaan oor die verhoogde gevalle van depressie, alcoholgebruik, dwelmgebruik, swak selfbeeld, al die goed wat jou seksuele besluitneming affekteer, wat uiteindelik vir verhouding uitkom. En ek dink, en ek weet, ek word geklap as ek dit sê, ek dink patriargie goed speel daarin. Al die dinge van die man weet en die man maak die besluit oor sy vrou se liggaam. En ek glo dit gaan verkeerd met teologie en dit gaan verkeerd met hoe ons Genesis 1 lees. En hoe ons by Genesis 2 vasdag en nie sê dat ook man en vrou in ons eie is. So kan ons creëer ek sal. Ek is er tijdens van welke parents van en zo dus constructen en verantwoordelijk. So ja, het was dit happened down here in En het is dankie vir jou eerlikheid. Elke donderdag, ek swart klere aantrek, staan ek saam met jou, ek staan met elke ander man, vrou en kind wat seksuele en geweld teen vrouens ervaar. Ons moet dink dis 'n ding van vrouens nie. Navorsing waar ons is in die wêreld praat van 1 in 3, 1 in 4 vrouens wat in hulle leeftyd seksuele geweld het. 1 in 9 maande. So dit gebeur nie. Dit gebeur baie meer as wat ons dink. Wat 'n land in Europa die hoogste incidentie van seksuele geweld of geweld teen vroue. Wat is jou land? Raai. Nederland, Spanje, Portugal. Ons dink is die hard-blooded ouens, nee. Dis ek wil oor en oor. Grieke, Spanje, Portugal, hoe dink ek hierdie? Dis Swede. En dit is baie interessant dat soos 'n land se wetgewing en ons sê policy environment meer gelyk word die situasie in die huis meer gelyk. Nou daar was vreeslik baie daaroor gesê, daar word gesê dat die maatskaplike verandering vinniger gebeur as die kultuur verandering. Ons weet nie dan dis hoe dit gebeur, kultuur verander strade. Met ander woorde, in my werksituasie moet ek deel daarmee dat ek 'n vrou my gelyke is,
Ons sê dit van 18 Julians. Watter dag van die week is die meeste geweld in Engeland? Saterdag, hoekom? Sokkergames. As my span nie verloor, staan ek met. As Engeland die dag 'n sokkerwedstryd verloor, span domestic. Die weet dat die Engelse span op die ongelukkig. So, ons moet in afneem, en ek dink dis deel van wanneer ek praat van societal sin, van 'n strukturele gebrokenheid, dan praat ek van die goed. Dan praat ek van manse frustrasie oor 'n werksomstandighede, oor 'n wat ook al, en hulle gevoel dat die enigste plek waar ek kan uithaal, is om die mond op my vrou, die mond is op my vrou te staan. Ek het klink simplistisch as so sê, maar ons bou nie, hoeveel van julle predikante het al gepleeg oor man-pleeg frustrasie. Op 'n ander manier sê net die sê dat dit, en ek sal aanhou, ons leer nie van mense skills nie. Ons leer nie, ek het was in 'n werkswinkel, ek het vreeslik snaaks, ek het 'n Amerikaanse priester, wat baie van my vriend is, my soort met swart man. Nou doen ek en sê oor 'n rollenspel, oor hoe moet hy vir my nee sê as ek ander opsets. Want ek dink ook is die man wat ander, maar betekent is die vrou, en ons doen nie seker dat ons nie. Ons sê vir hulle, sê soos 'n geskenk van God, doen nie doen. Ons help hulle nie om, en daarom is versammel, ons gee nie vir hulle tools. Ons is nie prakties, ledig. Ek sit een aan by my dochter in Stellenbosch, en ek kan gelukkig nie onthou as die keier plek nie. Maar ten minste, 11 van die 15 meisies wat daar uitgeloop het, kan nie 'n besluit maak oor wat sy genoem het. Ons praat nie met hulle van alcohol. Ons sê nee, dit doen nie. Ons sê nie vir hulle, wat is die druk wat jou universiteitskampus het om een van die boys te wees, en hoe hanteer om een van die girls te wees. En hoe hanteer ek dit, en wat vir praktiese goed kan ek doen om in plek te sit, om hulle te bestel nie. Hoeveel gevalle van verkrachting was in die laaste paar weke op die campus in die nieuws. Dis nie 'n safe space nie, want hy was op meisie voor. Want hy was op seuns voor om te aanvaar dat nee is, en om te glo dat die definitief is ja as iets wat iemand sê, of iets wat iemand, nie iets wat iemand kan push nie. Dis regtig goed wat vir ons, ek spring nou, maar in een van die sessies waar so gepraat het, sê een van my ander vrienden vir my, but really it's not in my culture to talk about sex. Sê conclude is die ding is in my cultuur. Ons sê hier keesie, ons cultuur is agter die realiteit van die wêreld van ons lewe. Die ons om aan die tyd dat ons nie voortloop. Aan die externs in ons collectie. Ek het geskryf op Facebook oor die manier waarop netwerk 24 keer van die gevalle gerapporteer het. Wat hulle praat van, ek kan nie eers onthou nie, ek sal nie vinnig doormaak, maar verkrachting was 'n aanhalingstekens. Die polisie erken daar se klaar, die universiteit erken hulle ondersoeke, maar verkrachting is 'n aanhalingstekens. En in die berig sê hulle, maak hulle 'n verskriklike punt daarvan, dat dit in die meisies in opkomingskamer gebeur het, en dat studenten moet besoekers inviteer. Met ander woord, jy kom in jou kamer en genooi, wat verwag jy nou? So die enigste
misdaad wat ons die slagoffer op die spot sit, is seksuele misdaad. Wat het jy aangetrek? Hoe wil jy gebring? Waar was jy? Hoekom was jy daar? Een van my ander vriende praat altyd van sexual long lifespan. It's not short skirts that cause rape. It's not how much you drink that causes rape. It's not what you wear that causes rape. It's not where you are or how you dance or what you say that causes rape. Rapists cause rape. Maar ons skuif en ons praat onmiddellik, soos ons met mense wat irriteerd kry die gesprek, dan wat het jy gedoen? Hoe kom ek in die situasie om my seker te is? Ek dink dat dit altyd die groot deel van die betrachting in die konteks van die lewe. Ek wil net van die storie vertel dat ek by die Juid thuis genades in die gesprek in die families was. En die antwoord tot daarvoor ek daar was, het ek gegaan by die inbraak wat verskriklik is. Die eerste van alles is, dan word jy nog op jou huis onskuldig, dalk in jou eie wet gekry. Toe sê ons praat oor die vleet, toe word die tannie en my skerp aangespreek en gesê, doen nie ons leef thuis. Ek sal net dit doen. Kon ek vir jou tannie, dan net hiervan gepraat, denk jy nie, is een manier waarop jy geaccepteer kan doen. So die sê nou, stem nie daar. So al die goed is sleg en verkeerd, maar dit is van nie. Dan is anders stories, brief dat hy net weet wie praat. Hoe Kathleen ons toch so halfuur door. Ek wil vra ons eerste by 'n punt begin uitkom dat ons vir onsself kan sê, wat wil ons vir die bejaarden sê, daarmee gaan ons terug na ons gemeentes. Dus ons net 'n bietjie ruimte daarvoor, so ek sê ons 'n halfuur oor, dan is ons sessie verby. Hoor al die inligting, is goed dat mense die inligting kry, maar wat maak ek nou? Hoe gaan draag het oor aan die bejaardensorgsentrum waar ek betrokke is, dat daar is 'n moontlikheid dat as jy gevraag word, waarna moet ons allemaal alles kyk. Dus daai goeders moet ons 'n bietjie iewers nou net saamvat. Ek wil nou nie jou gaan breek nie, maar alles moet net tyd ons tyd soek nie. Voor ons. So jy voor jezelf, of hoe wil jy hier maak? Net baie van die se fokus is om gemeentes en jy sal die woorde daarvan by Kathleen oor HIV competence te maak. En ons glo dat HIV competence is nie onmiddellik. En ek het om seker te maak, ek het al my stories weg, het ek ons modaliteit voor my opgemaak, ek het vergeet altyd om van hulle te sê. So vir my gaan dit daaroor dat 'n gemeente of 'n gemeenskap sê, hoe HIV competence is. Wat spreek ons aan? Wat is die wees? En wat moet ons nog aanspreek? So kan ek vinnig weer die competencies die eerste een vir my bly knowing and acknowledging vulnerabilities. Ken en verstaan die risikogroep en die kwesbaarheid vir jou altyd in jou konteks en jou gemeenskap. So dit is vir my altyd important. Maar ook miskien jou eie, maar ook die verskillende groepe in jou gemeenskap. Die jong mense, die ou mense, wat ook al dit is. Dan praat ons van voorkoming en ons praat in die konteks van comprehensive prevention, omvattende voorkoming. Obviously is die tyd baie lang verby. So Kapsa praat met die metodologie van sy en Kathleen, en dit sal vir julle gaan werkswinkels rondom daar aan die, maar dit gaan daaroor dat obviously is net vir seksuele oordrag, dit nie ander methodes van oordrag en ag nie,
en dit aanvaar dat iemand vrye keuse het. So, ons het nou net gesê, mense het nie noodwendig vrye keuse nie. So hoe kyk ons na voorkoming in 'n omvattende manier? Dan vra ons care support, so waar daar 'n behoefte is in julle gemeente en julle gemeenskap, wat se behoefte is dit? En die vroeë dae was dit baie maklik, almal in home-based care projekte begin, en toe het op die stadium gekom waar die ouers wat hulle home-based care wil doen by die werk is. Want mense se gesondheid en soveel verbeter. So hoe lyk leerdesvolle sorg en omgee in julle konteks? Ons praat baie van verantwoordelike en relevante gebruik van die Bybel. Wat ons net nou doen met rondom slagsrole, maar ook baie beide. Hoe kyk ons na vernesing en heling? En dit is ook baie voorbeelde van heling. Maar ek het nooit gesê die Here is nie heling sê. Of die is nie meer positief. So, hoe lewe jy 'n heel lewe in die konteks van die lewe? Dan praat ons van die transformative justice, die waar jy hierdie onderliggende gemeenskaps goed aanspreek. En baie gemeentes is dit so prakties as weet jy hoe gereeld in jou plaaslike kliniek staphuis? Weet jy wat van jou plaaslike mense doen as jy in die plaas doen? Want ons het ook gehoor van weerstandbiedende infeksies die hulle medikasie kan neem. Hoe kan jy 'n stem wees met jou plaaslike kliniek vir die ouens wat se stem dalk nie gehoor word? Hoe kan ons as gemeentes die pad saam met mense stap? Maar ook goede dit, een van die goed wat ek vrees baie mense sê is, dit vir ons minister van gesondheid. Hy loop 'n verskrikkelike moeilike pad. Dit is 'n man met groot integriteit, maar daar's verskriklik baie barriers in sy departement. Daar's vreeslik baie strukturele probleme. Dan praat ons van meaningful community interaction, as dit identiteit moet door ons eie dienst bewaar. Hoe en met wie kan jy in jou plaaslike gemeenskap, in jou plaaslike omgewing hande vat? Wie doen wat en waar is die gaping wat mense nog moet aanspreek? Maar dan het ons laastens dat ek beslissend leierskap rol bespeel het wat ons definitief moet aanmaak. So, wat is dan rol in jou gemeenskap en hoe lyk dit? Katrien, ek is seker jy sal, maar kapsel ook as al gemeentes is wat in werkswinkels belangstel of in wat belange vat met die ons sal het baie vraag. Baie dankie. Dis nie net einfach die kursus alternatief die aanbied daarachter. Dit ons ja gesê het ook en daar is nog 'n klas stukkie 4 van ons en dan die